Geseëndes, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Dis vir ons altyd 'n voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. 'n Mens, my gebed vanoggend vir jou wat ingeskakel is op hierdie pragtige Shabbat, is dat wanneer ons deur die woord sal blaai, en wanneer ons hierdie woord vandag gaan bedien, dat daar saad gesaai sal word in jou tabernakel, en dat daardie saad in jou tabernakel sal ontkiem, en 'n vrug sal dra, wat 'n verskil sal maak in hierdie wêreld. Ek en jy leef in die laaste dae, en is belangrik om ons hemelse Vader, Jahwe die Almagtige, om sy stem te gaan dra op hierdie aarde, om die koninkryksorde wat hy in ons kom deponeer, dat die koninkryksorde sal vloei soos 'n stroom van lewende waters uit ons binneste uit, want ek en jy is sy connection, ons is die waf, ons is die konnektor tussen hemel en aarde. En my gebed vandag vir jou is dat die koninkryk sal vloei soos 'n saamgeperste stroom en sal kom skoon was en uitwas dit wat skeiding bring tussen ons en ons hemelse Vader, dit wat ons veroorsaak het. So baie welkom vanoggend by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Nou mense, ons is vandag geseënd, want op hierdie Shabbat is daar 2 Torah porsies. Torah porsie 27 en 28. So 27 staan bekend as Tasria en 28 as Metzora. Nou ons gaan vandag net ter wille van tyd Tasria hanteer. Wat ons gaan doen, en ons doen dit vir jou gerief, is dat ons gaan die volgende Torah porsie 28, wat ook vandag van toepassing is, gaan ons vir jou deurstuur as 'n tipe van 'n studiegids op 'n PDF dokument. So wat jy doen is, jy gaan print dit, of jy lees dit op jou telefoon of op jou rekenaar, en jy vat jou woord en jy gaan kyk na al die skaduwees. Ons gaan alles vir jou deurgee. So ander woorde, vandag gaan jy na ou Frikkie luister, en as jy klaar is, dan vat jy die volgende Torah porsie na Metzora, en jy gaan kyk wat dit beteken. So dit beteken, ek en jy gaan vandag die hele dag, halleluja, in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader verkeer, en dis natuurlik hemels. En ek wil hom net vandag die eer, die lof en die aanbidding bring, want hy is ons Elohim. Mense, op hierdie noot kom ek en jy bid, en ons vra Vader se seën op hierdie woord wat ons gaan bedien, Tasria, en wanneer jy later van tyd, jou eie tyd, die woord vat, met ander woorde, Metzora, dat jy sal snap wat Vader vandag vir jou wil sê, en wat is die karaktereienskappe wat jy gaan ontdek vandag oor sy grootheid en sy almag ook so in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om op hierdie pragtige Shabbatoggend U heilige naam te kan aanbid, want U alleen is aanbiddingswaardig. Yeshua Messia, U is die weg, U is die waarheid, U is die lewe, en niemand kom na U toe behalwe deur U nie. U is die deur. U is Dalet. U is ons herder. U is ons leidsman. En my gebed vanoggend op hierdie Shabbat vir elke persoon wat ingeskakel is, dat U ons sal lei asseblief na waters waar daar is. En dat ons sal wandel in die spore van geregtigheid en U heilige naam te eer en te verheerlik. Ek bid in hierdie môre dat wanneer ons hierdie woord hanteer, Tasria, dat dit wat binne ons is, in ons tabernakels, in ons tempels, dat dit sal sigbaar word in 'n verlore gaande wêreld, sodat ons 'n ligbaken sal wees en ook sout van hierdie aarde sal wees. Ek bid vanoggend vir elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter wat ingeskakel is, elke groepie waar mense saam by mekaar kom. Vader, seën hulle, en dankie vir die tasbare teenwoordigheid. U teenwoordigheid is hemels, en dankie dat ons bewus kan word van U almag op elkeen se lewe. Ons bely en verklaar ons afhanklikheid is by U en by U alleen. U is die bron van alle bestaan, en daarom kom buig ons in aanbidding voor U aangesig. En ons bid dit in die wonderbare naam van Yeshua, die Messias, die gesalfde, die een wat was, die een wat is, en die een wat weer sal kom. En my gees roep uit,
Halleluja, prys sy wonderbare naam. Nou mense, ek is opgewonde oor vandag se woord. Ons het baie werk om af te handel. Hierdie is 'n lywige Torah porsie. Nou met zorg gaan ons vir jou deurgee op 'n PDF dokument, so ek wil nie jy moet dit mis nie, asseblief, moenie agterraak nie. Onthou, ons loop om die berg. En ons trek al by die 28ste Torah porsie, maar vandag op hierdie pragtige Shabbat gaan ek 27 hanteer. Tazria, en dit beteken wat binne-in is, sal éventueel na buitekant toe kom. Makliker gesê in plain Afrikaanse taal, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Jy kan net so lank toneel speel oor wie is jy. En dan op 'n stadium kom die ware vrug na vore, veral onder druk, of wanneer jy nie beplan, wanneer iets gaan gebeur nie, en of dis 'n situasie wat hom voordoen, en dan kom die ware karakter na vore. So wat binne is, sal éventueel sigbaar word. Met ander woorde, ek maak sommer vanoggend die verklaring, daar is iets wat besig is in jou lewe, wat besig is om te groei, wat niemand kan sien nie. Jy sien dit dalk nie miskien in manier hoe jy groet nie, of jou glimlag, of hoe jy lewe nie, maar iets is besig om te gebeur, want daar saad wat geplant is, en daai saad wat gaan uitkom, of die vrug wat gaan uitkom, na gelang die saad wat geplant is, gaan of wees aangaande die woord, of het gaan wees aangaande die wêreld. En daai keuse gaan vandag by my en by jou berus. Want jy sien dat Tazria, en dit is 'n pragtige woord, Tazria begin nie net met wat jy sien nie. Dit begin met wat jy dra. So wat dra ek en jy saam? Watter saad dra ons in ons wese? Ons almal wil graag die regte saad dra, die ongekontamineerde saad van sy woord. Hierdie saad wat suiwer saad is, die woord is suiwer saad, en dit moet uitkom, maar dit word uiteraard verstrengel en gekontamineer met die saad van hierdie wêreld. As jy byvoorbeeld kyk na 'n swanger vrou, nê, 'n swanger vrou wat vir maande wat sy dra aan 'n fetus wat naderhand 'n baba beginne word in terme van die ontwikkeling, en dis onsigbaar. En dan op 'n dag kom dit wat binne in haar gegroei het, kom op 'n dag uit, en dit is wanneer sy geboorte skenk aan 'n seun of aan 'n dogter. En dis Tazria. So watter saad is vandag geplant in my en in jou lewe? Is dit die woord, of is dit die dinge van hierdie wêreld? En tot op 'n dag, dit wat onsigbaar is, word dan sigbaar. Dit wat stil was, begin skree. Dit wat verborge was, word geopenbaar. Jy kan 'n marathon van 42 km, kan jy net vir 500 meter hardloop met hoekskoene. Dan begin hy skoene jou seer te maak. En dan begin die ware karakter wys. So dit wat stil was, gaan begin skree. Toneel speel in 'n huwelik, toneel speel in terme van ander mense en vriendelikheid, mense, op 'n stadium kom die ware karakter na vore. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons moet gaan bepaal, watter saad is in my en in jou gedeponeer. Belangrik, 2 gebede. Nommer 1, Vader, wat is u perspektief vir my lewe, en dat ek sal wandel in u perspektief, nie in my perspektief wat verkeerd gemold is oor al die jare nie, want ek gaan fout maak, en ek het dalk miskien te make met 'n onsigbare, onsienlike, disfunksionele optrede, want wanneer ek kwaad word, dan verander my temperament, my hele wese verander, en dis iets wat sigbaar word, wat niemand sien nie. En dis belangrik om dit te gaan lees in terme van hierdie Torah porsie. En so kom Levitikus 13. En dit wys vir ons eintlik iets ontstellend. En ek wil dit vandag met jou behandel. Nie alles wat buite uitkom is lewe nie. Want dit kom uit op die vel. Ek verwys jou terug na die Bybelse tyd, want dit kom uit op die vel en dit lyk skurf. En die kleur het verander, dit word wit, en dit word genoem uiteraard melaats. So soms is dit wat uitkom, hoor mooi wat ek sê, soms is dit wat uitkom, die bewys van iets, wat lankal binne besig is, om te sterf. En dan kom dit op die vel uit.
dan kom dit uit by ons woorde. Dan kom dit uit in terme van hoe ek hierdie lewe in die oë staar en hoe lyk my verhouding, nie net teenoor my hemelse Vader, maar hoe lyk my verhouding met my medemens. Ons kan hierdie pragtige verhouding hê met ons hemelse Vader. Daar's niks fout met jou gebedslewe nie, niks fout met jou tyd wat jy spandeer met die woord nie, maar jy kan ander mense nie hanteer nie, want jy het 'n irritasie wanneer dit kom by ander mense. Dan is dit saad wat hier binne is, wat lankal besig is om sterf te veroorsaak, en dit kom later, kom dit op die vel uit. So, hierdie is 'n fenominale Torah porsie, want ons kan niks vir Vader wegsteek nie, want sy oog deurloop die hele aarde, en hy weet, watter man en watter vrou, sy hart is onverdeeld op hom gerig. Want die vel, en dis deel van die porsie, die vel, sê die skrif, gaan begin praat. Die woord gaan begin praat, en die woord gaan my en jou in die Engels expose, dit gaan ons blootstel oor wat hier binne aangaan, dit gaan openbaar wat hier binne aangaan, wat niemand sien nie. Dis hoekom, jy kan nie enige persoon vertrou nie, want in enige persoon, of in daai persoon is daar 'n gees, wat jy nie ken nie. Pas op met wie jy wat deel. Pas op wat jy jou hart deel met mense. Hulle kan dit later teen jou gebruik, want jy weet nie wat se saad is binne hulle nie. Jy weet nie wat is die onsigbare goed wat in hulle lewe is, wat of lewe of lankal tot sterwe gekom het nie. Want as jy met iemand praat en hulle gaan skinder verder, of hulle gaan praat dood en hulle maak van jou 'n monster, gaan dit uitkom. Dit kom uit op die vel, en dis wat die skrif sê. Nie deur lippe nie, deur voorkoms. Maar die vel, onthou net, die vel is die grens van wat binne-in is, wat uitkom en dit manifesteer aan die buitekant. So, wat ek vandag met jou wil deel is juist dit. Want onthou net, die soeklig van die Heilige Gees kom val op ons. So, wat ek eintlik by implikasie wil sê is, jou lewe wys reeds wat jy lankal dra. Kom ek sê dit weer vir jou. Jou lewe wys reeds wat jy lankal dra. Jou reaksies, jou woorde, jou openbarings, jou besluite, jou verhoudings, nie toevallig nie, jou verhoudings, en tasria is dit wat by elke mens aanwesig is, en wat besig is om te baar van wie die saad wat in my en jou is. Die vraag is net vanoggend, is die saad wat besig is om te baar in my, of in jou lewe, is hierdie saad die woord, of is hierdie saad onkruid? En daar moet jy gaan besluit, en daar moet jy die verantwoordelikheid opneem. Want so iets wat besig is om te baar, kan jou of isoleer, of dit kan jou dalk melaatsheid laat veroorsaak, dat jy buite die kamp toegesluit gaan word, van wie jy optree. En baie mense wonder baie keer, maar hoekom voel ek altyd, ek voel uitgesluit? Hoekom lyk my lewe so? Hoekom voel dit vir my, ek pas nie in nie? Ek wil eenkant wees. Dis my beter om eenkant te wees met my eie geselskap, met my eie shield om my, as wat ek gaan sosiaal verkeer met ander mense. En dis vandag, in 'n kort opsomming, tasria. Met ander woorde, tasria beteken die saad wat sigbaar word. Tasria sê, sy sal saad voortbring. Nou daai saad is wat binne-in is. Nou sê ek weer, of die woord, of die wêreld, en jy moet gaan bepaal, en hier moet elkeen sy keuse maak, en hier moet elkeen verantwoordelikheid opneem ten opsigte van jou saad. So mense, die woord tasria kom eintlik van die wortelwoord saad, want dis iets wat binne-in is, en wat later aan die buitekant moet manifesteer. So die woord zera is Z-E-R-A, gaan nie oor 'n fisiese geboorte nie. Dit gaan oor die woord of saad wat binne in 'n mens geplant is. Dit kan of goed of dit kan sleg wees. Dis onsigbaar wat later van tyd sigbaar gaan word. En my gebed vir jou wat ingeskakel is dat die goddelike natuur se saad wat geplant is in ons wese, want ek en jy is die kroonskepping, ons is die tempel van die Heilige Gees, dat die goddelike natuur sal begin manifesteer. En dis wat gebeur het in die boek van Johannes,
hoofstuk 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. So in die Bybeltyd was die woord gebring van vader na seun, van priester na die volk, en weer van die volgende priester na die volk, en toe later van tyd die profete, wat die woord kom gee. So die woord was eintlik onsigbaar. Maar in Johannes hoofstuk 1 vers 14, Tazria, het hierdie onsigbare woord geboorte geskenk, en Yeshua Messia die gesalfde, wat aanbiddingswaardig is, het vlees geword, en het op hierdie aarde kom wandel, en het ons kom leer, hoe lyk en hoe wandel 'n mens in ongekontamineerde saad op hierdie wêreld in terme van die Torah. Torah beteken instruksies van die Vader. Dit beteken sy perspektief op hierdie aarde. En elke keer as Yeshua Messia sy woord bring, dan word daar saad geplant en 'n swangerskap in die gees is besig om plaas te vind. En net so vandag met hierdie woord. As jy vandag hierdie woord hoor, dat dit 'n swangerskap in die gees sal meebring in jou lewe, en dat jy dit sal baar in terme van jou woorde, jou optrede, jou reaksies en jou besluite. 3 belangrike dinge, en ek het dit al bespreek. Vir my is 3 belangrike dinge in my seisoen van kardinale belang. Nommer 1, die waarheid. Mense, die waarheid maak ons vry. En ek en jy moet in die waarheid wandel. Nommer 2, as ek die waarheid het, dan het ek balans. Ek het balans in terme van my tyd met Vader, my tyd met my vrou, my tyd vir my kinders, my tyd vir myself. Ek het 'n balans oor hoe ek mense hanteer, dat my verhouding met Vader in lyn sal kom in terme van waarheid, en ook met my medemens. So dis belangrik. So waarheid is belangrik, balans is belangrik, en dan die derde ding. Want ons sien nie die onsigbare saad in ander mense, wat jou sien vir 'n geleentheid. En dan kry ek en jy seer. En ons neem dan ons hemelse Vader kwaadlik om te sê, maar Vader, hoekom het U dit toegelaat in my lewe? Dis omdat jy nie jou grense beskerm het nie. As jy jou grense beskerm, sal dit nie met jou gebeur nie. So belangrik, waarheid, balans en grense. Maak doodseker jou grense is in lyn. Dit kan net in lyn wees wanneer jy die waarheid ken. Dit kan net in lyn wees wanneer jy jou balans handhaaf ten opsigte van jou aktiwiteite. Blaai saam met my asseblief na die boek van Levitikus hoofstuk 12. Ek en jy gaan 2 verse lees. Ons gaan lees vers 2 en 3. Spreek met die kinders van Israel en sê, as 'n vrou swanger word en is seënbaar, sal sy 7 dae lank onrein wees. Onreinheid, as sy onwel is, sal sy onrein wees. Vers 3. En op die 8ste dag moet hy aan die vlees van sy voorhuid besny word. Dit was die fisiese besnydenis op die 8ste dag, wat beteken dis die verbondsteken. Met ander woorde, elke Hebreëse seun sal deur 'n Shabbat gaan. Daar sal altyd in hierdie 8 dae 'n eerste Shabbat wees van 'n Hebreëse seun, en dan word daai seun besny, en dis die verbondsteken gewees. Met ander woorde, die besnydenis het plaasgevind as 'n verbondsteken verrig deur mensehande. So met ander woorde, 7 dae is weggesny van hierdie wêreld. Maar die 8ste dag is dan 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen wat aanbreek. En daai besnydenis, 7 dae word weggesny op die 8ste dag, en dit dui aan in die toekoms as 'n skaduwee na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Met ander woorde, 7000 jaar vanaf dag 1 tot en met skepping aan die einde op die fees van Sukkot, die Loofhuttenfees, en dan die aanbreek van die 8000ste jaar, die nuwe hemel en die nuwe aarde. So die 7 dae is die aanduiding van die volledigheid, die natuurlike siklus, en die 8ste dag, hoor mooi, is dan die begin van die bo-natuurlike begin, die bo-natuurlike siklus. So die 8ste dag in terme van hierdie Torah porsie handel dan oor verbond of die besnydenis en die oorgang na 'n nuwe identiteit. Lukas 2 vers 21. Yeshua word op die 8ste dag besny. En dis die verborgenheid. Nou kom ek deel met jou 'n geheim. Die ware identiteit van 'n seun
was nie met sy geboorte nie. Die ware identiteit kom met die verbondsteken. Dit was in die oud. Nou waar ek en jy vandag wandel, is die ware teken die hartsbesnydenis sonder die verrig van mensehande. Ek gaan nou daarby kom. Levitikus hoofstuk 12 vers 4 tot 5. Dan moet sy, dis nou die vrou wat nou uiteraard swanger was, dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is, moet sy raak nie, en in die heiligdom mag sy nie inkom, totdat die dae van haar reiniging verby is nie. Let op na die taal, die dae van haar reiniging verby is nie. Vers 5. Maar as sy 'n dogter baar, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy 66 dae in die reinigingsbloed bly. Met ander woorde, 33 dae vir 'n seun sal die vrou onrein wees, en 66 dae vir 'n dogter sal die vrou onrein wees. Nou die reinigingsbloed is Pesach taal. Dis die taal van die bloed aan die deurposte, dis waar Yeshua vir my en vir jou gekom het, as 'n plaasvervanger, onskuldig, hy het net sonde op hom geneem, en sy bloed is die enigste bloed wat my en jou kan kom reinig, en versoening kan voorbring, tussen ons en Jahwe die Almagtige, ons hemelse Vader, en hy is die middelaar. Hy het vlees geword, en onder ons kom woon, en hy het ons kom connect, met ons hemelse Vader. Nou hoor wat sê die woord in die boek van Kolossense hoofstuk 2, vers 11 tot 13. Mense, dit is wonderlik om hierdie woord saam met jou te behandel. Kolossense 2 vers 11 tot 13. In wie julle ook besny is, hier kom hy nou moet jy oplet. Hierdie is nou vir my fenomenaal, want dit verwys na die skaduwee wat was, en nou kom dit volbring in 'n totale nuutheid. En dis wat Yeshua vir my en vir jou kom doen het. Alright, is jy reg vir hom? Goed, kom ons lees. In wie julle ook besny is. So wie is hier besny? Julle, ek en jy. Is met besnydenis wat nie met hande verrig word nie. So daar's nie 'n dokter of 'n persoon met 'n mes of enige iets wat die vooruit kom besny in terme van die verbondsteken nie. Want hy sê hier, wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van wie? Van Yeshua, Messia, die gesalfde. Vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam met hom opgewek is in geloof, deur die werking van Elohim, wat hom uit die doodheid opgewek het. Met ander woorde, die kragwerking van sy Ruach, die Heilige Gees. Vers 13. En julle wat dood was, met ander woorde, daai dooie saad, Tasrea, moet uitkom, dat ons lewe, en ons lewe tot eer van sy koninkryk, en nou kan die koninkryk deur my en jou vloei, soos 'n saamgeperste stroom. Halleluja. Vers 13. En julle wat dood was, ons almal was op 'n stadium dood, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees. Onthou jy daai klomp manne in die ou tyd? Dis besny gewees op die agterdag. Daai huwelik het nie gewerk nie. Jahwe die Almagtige het gesê, ek gaan julle skei, want julle pleeg oorspel met ander afgode. Ek gaan vir julle skei, ek wil niks met julle te doen nie. So daai fisiese besnydenis was die teken van die verbond, en daar het 'n egskeiding plaasgevind. Hoor nou hierdie ene, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees. Hoor mooi, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle, al julle misdade, vergeef het. Halleluja. Met ander woorde, dit gaan nou oor 'n hartsbesnydenis. 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie. Ja, frik maar, dis Nuwe Testament en dis nie Ou Testament nie. Dis nie deel van die Torah nie. Dis nou die Nuwe Testament en Paulus het daaroor geskryf en baie ouens het 'n probleem met Paulus en mense kom ek gee vir die grootste skrif in terme van dit. Skryf dit gou neer. Inteendeel, ek dink ek gaan ook hierdie Torah porsie 28, ek sê 27,
gaan ek vir jou ook deurstuur op 'n PDF dokument. Dan het jy al twee, dan het jy 27 en jy het 28 by jou vir lekker studietyd wat jy kan geniet. So die grootste skuif wat ek en jy vandag moet snap, die ou verbond was die fisiese teken in die vlees, met ander woorde in die vooruit. Die nuwe verbond is die geestelike sny van my hart. Ek het 'n boodskap gebring 'n paar jaar gelede wat handel oor die besnydenis. Dis op YouTube. Gaan kyk daarna. Dan praat ons daar oor die besnydenis en dan verduidelik ek hierdie. Maar kom ons gaan nou terug na die Torah, want baie gaan nou sê, ja, maar Frik, wat nou van die Torah? Goed, kom ons lees die Torah. Deuteronomium hoofstuk 30 vers 6. Want Jahwe die Almagtige sal jou hart besny. Elohim sny nie meer net aan die liggaam nie. Hy kom sny aan jou natuur. Hy kom sny aan jou karakter. Want jy's nou sy tabernakel. Voorheen was jy nie. Jy's nou sy tabernakel. Jy's sy tempel. 1 Korintiërs 3 vers 16. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot en met 20. En julle is duur gekoop. Julle behoort nie aan julleself nie. Elohim sny nie meer aan die liggaam en die fisiese liggaam nie. Hy kom sny aan ons natuur. Hy kom gee vir ons 'n hart. Hy kom plant saad wat onsigbaar is, wat op 'n stadium gaan uitkom, Tazria. Dan gaan die mense kan sien aan wie ek behoort, want dan pas die vrug by die bekering, of die vrug pas by die boom. As ek sê ek is 'n volger van Yeshua HaMashiach, die gesalfde, dan moet my woorde so klink, my optrede, en dis nie kosmeties nie, hierdie is 'n radikale besnydenis wat op my hart kom toegepas word. En nou het ek 'n ek wil hart. Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil aan u gebooie gehoorsaam wees. Ek wil dit doen wat u vir my die prys kom betaal. Ek doen dit nie uit 'n wettiese gesindheid nie, maar ek doen dit uit liefde uit, want u het vir my die prys kom betaal. U het my kom bevry van my misdade. U het in my plek, het u vir my gesterf. En daarom is dit vir my maklik om my verantwoordelikheid op te neem, om dit te doen wat vir u welbehaaglik is, en daarom het ek 'n ek wil hart. En hierdie ek wil hart dra saad, en die saad wat ek dra in hierdie ek wil hart, gaan éventueel op my vel uitkom, in my handeling, waarheen ek loop, in my woorde, in my oë, in my ore, dit gaan uitkom. En dis Tazria. Dis nie kosmeties nie. Hierdie is radikaal, waar my hart besny word. Mense, baie belangrik, asseblief neem kennis, die liggaam van die sondige vlees moet ek en jy aflê. Lê die sonde af, wat hierdie liggaam kontamineer, want hierdie tempel behoort nie aan ons nie. Jy moet dit aflê, amper soos 'n kledingstuk. Ek moet amper hierdie hemp uittrek, hierdie hemp wat vol sonde is, want die gebeur iets, en daai iets is my verantwoordelikheid. Ek moet dit aflê, ek moet dit neerlê. Moenie terug gaan soontoe nie. Ons is nie 'n hond wat terugkeer na sy braaksel toe nie. Ek en jy gaan nie omkyk om terug te kyk na Egipte nie, want dan is ons nie geskik vir die koninkryk nie. In ander woorde, ek trek nie net sonde af nie, ek trek die identiteit van sonde af, wanneer ek verstaan wat hy kom doen het in my hart. Hy het kom saad plant, hy het my hart kom sny, hy het my natuur kom sny, sodat ek in sy karakter kan wandel, sodat ek kan wandel in wie hy is. En waar kry ek dit? Ek kry dit slegs deur sy woord. Gebedstyd en woordtyd. As ek met hom tyd spandeer in sy woord, dan snap ek sy karakter. Wanneer ek sy karakter snap, dan wandel ek in waarheid. Wanneer ek die waarheid snap in my lewe, is daar balans in my lewe. Wanneer ek balans het in my lewe van weer die waarheid, sal ek my grense beskerm. Dan gaan ek weet, hierdie is sonde, hierdie gaan my saad kontamineer, en dit sal later wys op my vel, Tazria. Tazria beteken wat binne was, onreinheid word nou afgesny en dit word verwyder. Dis Tazria. In Kolossense hoofstuk 2 bring die oplossing. Hy sê nommer 1, om die ou natuur af te sny, en nommer 2, om die ou mens te begrawe, en 'n nuwe mens word opgewek. Halleluja. En dis ek en jy. Dis ek en jy. En dis wat hy kom doen. Met ander woorde, hy het hierdie saad kom skoon was. En my hart is op die tafel, skoon en vry, want hy het vir my misdade, het hy gesterwe, hy het die prys betaal. So nou het ek 'n ek wil hart, nou is my hart besny. En baie mense ongelukkig aanbid die
aanbid die uiterlike van die Torah, hulle aanbid die tsitsies, hulle aanbid die talit, hulle aanbid die besnydenis, en jy moet 'n baard hê, jy moet dit en jy moet dat hê, en dis koud en afsydig en hartvogtig en verhardheid en al die tipe van dinge. En mense, wanneer jy hierdie woord verstaan van Tazria, en jy verstaan Kolossense 2, dat die ou natuur, en dat ek kan nie terug gaan na Egipte nie, want my ou natuur, ek het die hemp uitgetrek, hy lê in die wasgoedmaatjie, hy gaan gewas word, met seep en water, ek wil hom nie weer aantrek as hy vuil is nie, want daai is gekontamineerde saad. Bly gesaam met my na 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. Hoor wat sê die woord. Hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim in Yeshua Messia. Ja, mense, het jy mooi gehoor? Ek wens, en dis my begeerte, dat daar weer 'n opgewondenheid sal kom as ek byvoorbeeld sou sê, mense, jy's gewas deur die bloed van die lam, moet alles stop en ons moet om die huis hardloop en sê, halleluja, ons raak so gewoond. Jy's gewas deur die bloed van die lam. Hey, jy kon nou in die hel gewees het, man. Ons is gewas deur die bloed van die lam. Waar is die passie? Waar is die opgewondenheid? Waar is daai, Vader, dankie, dit U vir my kom doen het. Ek loof U, ek bring aan U die lof en die eer en die aanbidding, dat hierdie tabernakel U sal loof van die opkoms van die son tot die ondergang. Waar is dit? Waar is die passie, daai energiekheid, sy teenwoordigheid, wanneer as die woord vat, man, dan verander alles. Dis amazing. So hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê, want hy het hom, met ander woorde, Jahwe die Almagtige het, Yeshua, Messia, wat geen sonde geken het nie. Niks, skoon, 100% perfek, geen kontaminasie, sonde vir ons gemaak. Hy het sonde geword. Johannes sê, daar is die lam van Elohim, wat die sonde van die wêreld op hom gaan neem. Die fees van ongesuurde brode, 3 dae en 3 nagte, het hy die sonde op hom geneem. Luister mooi, hy het nie sonde geword nie. Hy kan nie. Hy's perfek. Hy's Elohim in die vlees. Jesaja profeteer het, hy sê, hy's Immanuel, Elohim met ons. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van Elohim in Yeshua. En nou is my hart besny. Goed, mense, kom ek en jy gaan terug na Levitikus 12. Man, ek weet nie van jou nie, maar ek geniet hierdie woord en ek raak so opgewonde oor die woord, want onthou net, my hart is besny en ek kan nie anders as om net om te sê, dankie Abba vir hierdie Shabbat en dankie vir mense, dankie vir u woord, dankie vir u teenwoordigheid, laat die heilige naam verheerlik word. So ek is net opgewonde oor die woord en dis maar wie ek is. Ou Frikkie bly maar so ja, ek eer Abba, ek dank hom, ek raak sommer net so humble in sy teenwoordigheid, want hy's Elohim, hy is wonderbaar, hy's raadsman, hy's sterke God, hy's ewige Vader, hy's vredevors, daar is niemand soos hy nie. En binnekort gaan ons hom aanskou van aangesig tot aangesig. Abba, wees ons genadig, asseblief. Right, mense, terug na Levitikus hoofstuk 12. Die vrou, 66 dae en 33 dae vir die seun, want haar dogter sal ook kinders in hierdie wêreld inbring, met ander woorde, dis dan 'n dubbele porsie. So dis die pad van volheid tot openbaring. Dit verbind die lewe met Yeshua. En hierdie gaan oor 'n wagperiode. 33 dae, 66 dae. Dit gaan oor 'n wagperiode. Hoekom moet ek wag? Want daar saad in jou geplant en daai saad moet ontkiem. Dis die ontvangs van saad en dis die openbare manifestasie van saad. Goed, mense, en nou kom ek by Levitikus 13. Hier's nou ons smaaklikheid. Ek gaan nou met jou praat oor Tsaraat. En dis 'n melaatsheid wat uitkom wat binne is.
So Tsara'at is nie 'n gewone melaatsheid so wat ons dit lees wat byvoorbeeld met Miriam gebeur het, die sussie van Moses nie. Maar Tsara'at is nie 'n gewone melaatsheid nie. Dis nie 'n fisiese siekte nie. Dis 'n onsigbare melaatsheid. Dis nie 'n fisiese manifestasie van op die vel en ek kan sien, hierdie persoon het melaatsheid nie. Nee, dis 'n geestelike toestand. En dit word verbind. Nou kan jy dalk hierdie woord neerskryf met Lashon Hara. Lashonhara. Dit beteken slegte spraak, slegte praatjies. Met ander woorde, skinder. Om 'n monster van iemand te maak is Lashon Hara en dit word 'n geestelike melaatsheid genoem met die naam van Tsara'at. En uiteraard ander aspekte van Tsara'at is hoogmoed, rebellie, bitterheid, skinder, verdeelde identiteit, skynheiligheid. So mense, met ander woorde, wat binne-in is, wat binne in jou geesmens, wat binne in jou tabernakel, binne in jou tempel is, breek dan uit op die vel. En dis Lashon Hara, die verkeerde praatjies, die woorde wat ek uitspreek. Onthou, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit bring my by die vel. Die vel is die grens tussen binne en buite. Met ander woorde, gees en vlees. En dan het jy 'n priester nodig gehad om die ondersoek te gaan doen. En die priester moet dan kyk na hierdie toestand, want die priester benodig, baie belangrik, die gawes van die Heilige Gees om te onderskei dit wat onsigbaar is. Want Tasria sê vir ons, daar saad geplant wat onsigbaar is, maar binnekort sal dit manifesteer aan die buitekant en dit sal melaatsheid veroorsaak. Tsara'at, wat jy met die oë nie kan sien nie. Jy gaan dit hoor met die mond, jy gaan dit sien met reaksies, jy gaan dit sien met optrede, jy gaan dit sien met besluitneming, jy gaan dit sien in die handel en in die wandel. En dan het jy 'n priester nodig om die onderskeiding te kan bepaal, want hierdie toestand dui op waarskuwing. Pas op, moenie naby kom nie, jy gaan seer kry. En dan is teshuvah nodig in daai persoon se lewe, met ander woorde, bekering. Ek moet omdraai, ek moet wegkeer, want ek is besig om in melaatsheid te wandel, vanweë my woorde, vanweë my optrede, vanweë die saad wat ek toegelaat het in my tempel, en as dit wys, word dit 'n teken. Dit word 'n teken, en dit moet herstel, en dis hoekom die priester ingeroep word, dit moet herstel, voordat totale vervul manifesteer. En dis hoekom ek en jy hier is. So wie is die priester? 1 Petrus 2 vers 9. Ek en jy is geroep vir hierdie taak. Ek en jy moet gaan kyk. Hoe lyk Tasria? Hoe lyk die onsigbare wat gaan manifesteer? Mense, dis die begin van onreinheid wat uitvloei in die vlees. Met ander woorde, dit kom uit. Maak die beker aan die binnekant skoon. Dis wat Yeshua gesê het. Hy sê, maak jou gees oop. Nooi hom in, sodat hy die beker aan die binnekant kan skoonmaak. Dat help nie ek is skoon in die binnekant, maar buitekant is ek vuil nie. Dis eintlik Tasria. Want as die beker in die binnekant vuil is, gaan dit ook uitkom aan die buitekant. Tasria in die woord is natuurlik ook waar Moses getwyfel het. En nou moet jy asseblief by my bly. Nou moet jy by my bly. Blaai saam met my na die boek van Exodus, hoofstuk 4, vers 1. Exodus, hoofstuk 4, vers 1. Toe antwoord Moses en sê, dan wat gebeur nou nie, in Exodus hoofstuk 3, is die brandende doringbos, en Jahwe die Almagtige verskyn aan Moses, en hy sê vir hom, ek het die kerm gehoor van my volk, ek taak jou, jy is geroep, vir hierdie taak, om my volk te gaan bevry van Farao, en gaan verlos hulle van die greep van Egipte. Kom Moses, daar gaan jy. Nou sê Moses, hy sê, toe antwoord Moses, en hy sê, maar wat as, hulle my nie glo, en na my stem nie luister nie, maar sê, Jahwe die Almagtige het nie aan jou verskyn nie, hy het nie aan jou verskyn nie. Vers 6, en Jahwe die Almagtige het verder vir hom gesê, Moses, steek tog jou hand in jou boesem,
En hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy hom uittrek, was dit melaats, soos sneeu. Met ander woorde, hy het eintlik vir Moses kom wys, Moses, in jou hart, in jou mondering, is daar slegte saad, daar's twyfel, daar's ongeloof. Moses, steek jou hand in jou boesem, jou gesonde hand, haal hom uit, dis wat in jou binnekant aangaan. Dalk moet ek en jy vandag ons hand in ons boesem steek. Hy sê, en wanneer die volk dit sien, hulle gaan dalk nie meer die staf wat jy op die grond gooi in die slang word en weer in sy stert vat en hy word weer 'n staf nie, maar wanneer hulle dit sien, gaan hulle onmiddellik weet, ek was by jou gewees. Want dit wat onsigbaar is, gaan uitkom na buitekant toe. So Moses, wat gaan aan in jou binnekant? Hoekom vertrou jy my nie? Hoekom twyfel jy? Hoekom twyfel jy aan die roeping wat ek het op jou lewe? Die taak wat ek jou opdra. Moses, ek praat nou vandag ook met jou. Hoekom twyfel jy in jouself? Hoekom twyfel jy in my woord? Hoekom twyfel jy in dit wat met jou gebeur? Jy roep my aan en ek kom gee vir jou die bevestiging en jy twyfel. Sit jou hand in jou boesem en kom ons kyk wat kom uit. Want dit is tasria. Dit kom uit wat in die binnekant aangaan. Jy kan die regte klanke maak, jy kan die regte tyd spandeer, jy kan die mooiste gebed hê, maar wat gaan in die binnekant aan? Moses, selfe vandag vir my en vir jou. Bly by my, asseblief. Die staf wat 'n slang geword het weer verander in 'n staf. Ek gaan dit weer vir jou sê. Die staf wat hy neergegooi het 'n slang geword. Toe kry hy die opdrag, gryp hy die staf of die slang aan sy stert en hy het weer 'n staf geword. En dis die verwysing na Yeshua, Messia, die gesalfde. Kyk hoe belangrik is dit, wanneer ek en jy die Torah porsies leer, wanneer ons die eerste 5 boeke van die woord verstaan ons ook wat gebeur het, later van tyd, in terme van die, ek gaan dit nou maar sê, Nuwe Testament. Die beeld, hoor nou baie mooi, die beeld van die staf. Die staf staan ook bekend as 'n scepter. Die beeld van die staf was neergegooi. Hy het 'n slang geword. Die volgende aksie was, neem weer die staf op, gryp die slang aan die stert en hy sal weer 'n staf word. Dis die beeld van die eysterscepter. Dis die verwysing. As jy daai slang wat weer 'n staf geword het, as jy verwys na die autoriteit, die regverdiging en die onwrikbare heerskappy van die Messias wat gaan kom. Hoor gou wat sê Psalm 2 vers 9. U sal hulle verpletter met 'n eysterstaf. U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Openbaring 19 vers 5. En hy sal hulle regeer met 'n eysterstaf. Met ander woorde, Yeshua was eintlik by implikasie neergegooi. En hy was verpletter soos wat jy 'n slang sou verpletter. Maar hy het opgestaan uit die dode na die 3de dag. En hy het opgestaan en hy het sy posisie kom opneem. En hy kom regeer tot in alle ewigheid en sy koninkryk sal nooit ten einde kom nie. En hy sal terugkeer in Openbaring hoofstuk 19 vers 15 en hy sal regeer met sy eysterstaf. En dis die simboliek van die slang en die staf wat in die volheid van Yeshua, Messia, kom manifesteer. In Openbaring 2 vers 26-27 sê die volgende, hy sê, hier word selfs gesê dat die wat oorwin saam met hom sal regeer met daardie selfde gesag, ek en jy. Wees versigtig vir die saad wat hier geplant is. So mense, die eysterscepter wys vir ons die absolute geregtigheid, geen korrupsie, geen kompromie, goddelike orde. Dit wat onrein was, is herstel en reggestel. Die finale oorwinning, die koninkryk van Elohim, word sigbaar en gevestig in hom. Halleluja, ek hoop jy verstaan dit. Nou is ek en jy daai tabernakel. Nou met hierdie eienskappe van geen korrupsie, geen kompromie, volmaakte, absolute geregtigheid. Die onreinheid moet uit,
Ons moet wandel in heiligmaking. Ons moet wandel om aan hom 'n welgevalle offer te wees. Dis ons redelike godsdiens. Met ander woorde, ons posisie word in hom gesetel. Hy kom besny in my hart en nou staan ek in 'n regstaande verhouding tot eer van sy heilige naam. En dis wat ek op hierdie aarde bedoel. Wanneer ek opstaan in die môre, moet ek hom behaag. Wanneer ek in die aand gaan slaap, moet ek hom behaag. Dis hoekom ek op hierdie aarde is. Dis om hom te eer en te respekteer en sy heilige naam groot te kan maak. Dis die finale oorwinning. Dis die koninkryk van Elohim wat sigbaar word in my en ook so in jou. En dis Tasria. Dat is ontslaa raak. Die hemde uittrek wat onrein is en wat onheilig is. Trek die wêreld uit, gooi dit in die wasgoedmandjie, gaan was dit en kom weer met 'n ek wil hart, met 'n besnyde hart. Onkeerbare gesag wat nie sal wankel nie. Sy koninkryk sal bestaan tot in alle ewigheid. En Moses, die tipologie, die karakter, die eienskappe van Moses, word in sy absolute gemanifesteerde vervulling in Yeshua Messia die gesalfde. En toe hy na hierdie aarde toe neergegooi is, en hy is in 'n folterpaal vasgeslaan deur spykers, en hy het gesterf vir my en vir jou, is die werke van Satan, die werke van Satan vernietig, en hy tel weer hierdie staf op as 'n eysterscepter om te regeer, en hy is die koning van alle konings, en die engele buig voor sy aangesig, en hulle roep uit, Kadosh, 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 heilig is die een wat was, en wat is en wat weer sal kom. Halleluja! 1 Johannes 3 vers 8. Hiervoor het Yeshua Messia die gesalfde van Elohim verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Hoekom sukkel ek en jy dan nog met selfhaat en verwerping en hoekom drink ons pille om te koud, pille om te slaap, pille om wakker te word, pille vir dit, pille vir dat? Waarom sukkel ons? Wat gaan hier binne aan? Wat se saad is hier gedeponeer? Wat kom uit op die vel? Is Tasria. Toe Yeshua gekom het, dat hy gekom om my en jou te leer, die voorbeeld wat hy vir ons kom stel het, is om Vader te eer en te respekteer, want hy is heilig. Hy het gekom met 'n duidelike missie, hy het gekom met 'n absolute gerigte taak, en hy het gekom in terme van konfrontasie wat oorwinning gegee het, en daarom is hy ook 'n vredemaker. 'n Vredemaker is iemand wat sê, nou stop jy dit, nou het ek genoeg gehad. Halleluja, halleluja. Hy het gekom om sonde te verbreek, en die mag wat mense gebind het, dat hy kom breek, sodat ek en jy het nie nodig om in melaatsheid te wandel, om in hierdie geestelike melaatsheid te wandel, wat die vyand gebruik, as 'n trading floor, teen my en jou, en hy kom maak ons lewens miserabel, en hy wil hê jy moet selfmoord pleeg, en hy wil hê jy moet dit, en hy wil hê jy moet dat, jy moet jou vergryp aan dit, aan alkohol, aan dobbel, aan pille, aan dwelms, aan prostitusie, hy wil hê jy moet jou vergryp, sodat hy in beheer kan kom, en vandag sê ons, genoeg is genoeg, vandag trek ons die streep in die sand, en ons sê, nee, die sonde is verbreek, deur die volmaakte werk van Yeshua. Hy was neergegooi soos 'n slang, en hy is opgetel as 'n eysterstaf, en hy regeer in my lewe, en hy het my hart kon besny. Ek staan nie belang in dit nie. Siekte is oorwin, gees van krankheid is oorwin, in die naam van Yeshua, want hy het vir my genesing gebring. Hy het die leuns kom ontmasker van mense teenoor my, en my leuns teenoor ander mense. Hy het die leuns kom ontmasker, en nou wandel ek in die waarheid. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan uit die doodheid, en daarom sal ek en jy leef tot aan alle ewigheid, al het ons ook gesterwe. En die werke van die vyand het hy in totaliteit kom vernietig. Finaal. Hy is opgetel, hy het opgestaan met 'n eysterscepter. Hy is die koning van alle konings. Hy is aanbiddingswaardig. Hy is waardig om die boeke te neem en die seels oop te maak en te breek, en dit aan my en jou kom te bekend te maak, want 1 Johannes hoofstuk 2 vers 20 sê, hy sê, julle het die Heilige Gees, en julle weet alles. Halleluja! Prys sy naam. Ek is opgewonde oor hierdie woord. Man, toe Yeshua die eerste keer gekom het, was hy as die lam,
nederig. Hy die verlossing kom gee, vol liefde, maar wanneer hy weer kom, jy moet kennis neem, wanneer hy weer kom, kom hy nie met 'n doringkroon nie, maar hy kom met 'n ysterscepter, hy kom met 'n staf. Moses gooi hom neer, hy word 'n slang. Hy tel hom weer op, hy kom weer as 'n staf, en hy kom as die regverdige, hy woon in geregtigheid, hy wandel in regverdigheid, en hy doen dit wat reg is. Hy's a just God, halleluja, en hy kom regeer, en hy kom beoordeel, en hy kom oordeel, en die staf heers oor die slang, die ysterscepter, wat opgeneem is, kom regeer oor die slang, wat verpletter was. Hy was neergegooi op hierdie aarde. Mense neem kennis. Vers 7. Dis nou van Exodus, né? Hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het sy hand weer in sy boesem gesteek. En toe hy sy boesem uittrek, was dit weer soos vlees. Met ander woorde, dit het weer gesond geword. So, om Moses se hand weer in die boesem te steek, wat beteken dit? Kom ek en jy hanteer dit gou in hierdie Torah porsie. Die oorspronklike Hebreëse teksfrase beteken sit terug, bring terug jou hand. En daai woord is hashef. Hashef beteken sit terug, bring terug, sit terug, bring terug in jou boesem, teen jou bors, bring jou hand terug uit jou boesem uit. En dit beteken intimiteit. Die hart. Hoe lyk jou hart? Wat is die verborgenhede in jou hart? Watter saad is in hierdie hart van my geplant, wat op hierdie stadium onsigbaar is, wat later van tyd sigbaar sal word, Tazria op my hand. Want die verborgenheid, wat niemand sien nie, is jou hart, is ook die plek van identiteit, is ook die plek van transformasie. My hart verander, na mate ek toelaat, dat die woord onverganklike saad deur my sintuie opgeneem word. Ek lees dit, my brein, my frontale breinblok verander vanweë die woord, dit val in my hart kry nuwe identiteit, my hart word getransformeer, nou is my hart melaats, want Moses het nie geglo op die woord dat die volk hom sal glo nie. Met ander woorde, Moses, steek jou hand in jou hart, in jou boesem, en wanneer jy hom uithaal, melaats, Moses, dis hoe jy lyk. Dis 'n verborgenheid, en dit gaan uitkom op jou vel, sit hom weer terug, want dis ek. Vader, as dit U is, dankie. Dankie dat die verborgenheid van my hart nou verander word, dat my hart besny word vanweer die inspraak van U woord, en wanneer ek hom uithaal, is hy weer gesond. Dis eintlik wat hier gebeur. Want in die teenwoordigheid van Jahwe die Almagtige word daar reiniging en herstel plaasgevind. Met ander woorde, teshuvah, om te keer en terug te keer. En dit bring die herstel van geestelike melaatsheid. En daar's 'n pragtige woord wat almal ken. Ons almal ken dit, maar ons doen dit nie. En dis hierdie pragtige woord van 2 Kronieke hoofstuk 7, vers 14 en 15. Ja, frik nee, ek ken daai ene. Ek ken hom, ek weet. Nou goed, kom ons lees hom gou. En kom ons kyk. Hou gou jou hand so, hou hom so. As ek hom lees, dan sit jy hom in jou boesem. Dan kyk jy wat kom uit. Hou hom daar. Ek gaan myne hou. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hoor mooi, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, en ek wil vir julle 'n Elohim wees, maar julle moet my volk wees. Dit beteken, ek het 'n verantwoordelikheid as julle Elohim teenoor julle, maar julle het 'n verantwoordelikheid teenoor my. Julle moet wandel in my perspektief. Julle moet wandel in my weë, nie julle eie weë nie, nie julle eie geregtigheid nie. Julle moet wandel in my weë. So, hoor mooi. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, so jy is die draer van sy naam. So hoe praat jy? Hoe reageer jy? Wat gaan aan met jou tong wanneer jy kwaad is? Oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer teshuvah van hulle verkeerde weë, dan
en dan alleen sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Vers 15. Nou sal my oë oop wees en my ore sal luister na die gebed van hierdie plek. Hoekom lyk ons huise so? Hoekom lyk ons huwelike so? Hoekom lyk Suid-Afrika so? Hoekom lyk Namibië so? Goed, hoekom lyk die wêreld so? My volk oor wie my naam uitgeroep is, wanneer hulle bekeer van hulle verkeerde weë en terugkeer aan my, wanneer hulle verootmoedig en weer sal bid, met ander woorde, om in absolute lyn te kom, want ek sien julle, en ek sien wat julle doen, julle maak die regte klanke, julle maak die regte geluide, julle steek julle hande op, tot hulle wat bewe, en die trane loop, en dit hou net vir 2 dae, maar die geestelike melaatsheid kom uit, want dis Tasria, dit kom op die vel, dit word hoorbaar, deur die mond, ek sien dit, ek hoor dit, vers 15, maar nou sal my oë oop wees, en my ore sal luister na die gebed van hierdie plek. En nou kom die melaatsheid, wat jare daarna plaasgevind en gemanifesteer het, uiteraard met die weë van Jerobeam, wat tot vandag toe manifesteer reg oor hierdie wêreld. En dis die toekomsprofesie in terme van Tasria. En die 10 stamme, daar's 12 stamme, Juda en Benjamin en die ander 10 stamme, ek het met jou gepraat daaroor verlede week of voorverlede week, in terme van wie is Israel. Die 10 stamme is melaats. En hulle is verban uit die beloofde land, van wie hulle melaatsheid. Want die 10 stamme het hulle gaan contamineer met ander saad. Met ander woorde, hulle is van mening dat hulle hoef niks te doen nie. Daar's nie Shabbatte meer nodig nie. Dis nie belangrik om gehoorsaam te wees aan Vader se instruksies nie. Dis nie meer nodig om sy wette en sy Torah te onderhou en daarin te wandel nie. 'n Man kan maar met 'n man trou en 'n vrou kan met 'n vrou trou. Dis reg voor die aangesig van Jahwe die Almagtige. Nee, dis nie. En hierdie 10 stamme is melaats. En hulle is verban uit die beloofde land, van wie melaatsheid. Want 'n melaatse word verban. En hy moet eers deur die priester rein verklaar word, voordat hy of sy kan terugkeer. Want daar moet 'n onderskeid wees tussen rein en onrein. En wat is heilig en wat is onheilig? En gaan kyk, hoe lyk hierdie wêreld? Gaan kyk, hoe lyk Suid-Afrika, Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld? Gaan kyk, wat word verkondig? Gaan kyk. Ons doen dit wat 'n gruwel is voor die aangesig van ja. Maar my volk oor wie my naam uitgeroep is. Kom ons hou op met ons gedrinkery. Hou op met ons buiteegtelike verhoudings. Hou op om te skinder. Hou op om kwaad te praat. Hou op om jouself te haat. Hou op om jouself te wil doodmaak. Kry klaar met jou pille. Kry klaar met jou drugs. Kry klaar met hierdie goed. Stop met dit. Stop. Want jy is deel van die 10 stamme. Dis melaats. Jy gaan uitgesluit word. Hoor vandag vir my. En die misleiding en die verleiding praat ek nie eers van wat op hierdie stadium verkondig word reg oor die wêreld nie. Jy kan maak en doen net wat jy wil, maar jy's okay. Net solank jy met jou lippies bely dat Jesus is die seun van God. Ek sê dit jy so. Mense, ons is besig om koue koffie te drink en ons is besig om te slaap. Juda was verban vir hoe lank? Vir 70 jaar. In ballingskap van wie Jerobeam. Hulle wandel in die weë van Jerobeam. En die weë van Jerobeam is hier. Dis 'n vals weg. En dit kom uit. Tasria, dit kom uit. Vir 70 jaar. Die geestelike verval wat melaatsheid veroorsaak het, kom uit. Hoekom dink jy is Suid-Afrika waar ons is? Hoekom dink jy ons is vandag eintlik slawe in ons eie land? Ons het dit veroorsaak. Ons. Want brandewyn en bier en alkohol is mos wat 'n kultuur geskep het. En alkohol was die god en die sportsgod is mos die god in Suid-Afrika en in Namibië en die uithoeke van hierdie wêreld. Maar wanneer dit kom by die gehoorsaamheid aan die lewende God, die heilige van Israel, o nee, ek is nie 'n Jood nie, nee, ek is nie wetties nie. Moses, hulle gaan jou verstaan met die tweede teken, melaatsheid.
neem kennis vandag, 2026, neem kennis. Die oë van Israel, ek en jy is deel van Israel, is versluier vir ons en vir die Hebreër of die Jood, is versluier. Want Romeine hoofstuk 11, die verborgenheid van die heiden, die verborgenheid van die Jood, moet by mekaar uitkom. En dit strook met Esegiel 37. In 37 waar die huis van Dawid weer moet herstel. En die oomblik wanneer die huis van Dawid herstel, sal die melaatsheid herstel. Die oomblik wanneer die 10 stamme en die 2 stamme weer by mekaar kom, wanneer ons verstaan, ons het 'n Messias, sy naam is Yeshua HaMashiach. Hy het vir ons kom sterwe aan 'n folterpaal en hulle aanvaar hom en ons wys hulle wie is hy en hoe ons praat en wat op ons vel verskyn, gaan hulle sê waarlik, hy is die Messias wat ons oor al hierdie jare gesoek het en ons, die 10 stamme, ons het hom. Gaan wys hulle na die koninkryksorde deur jou sal vloei om aan hulle te gaan openbaar wat die wortel is. Wie is die Messias? Hulle soek hom. Ons het hom. Kan ek dit weer vir jou sê? Hulle soek hom. Ons het hom. Want Israel is verblind. Hulle is nog steeds verblind. En so is die wêreld verblind. Want hoe kan hierdie almagtige, opperwese Elohim, Yahweh die almagtige, skepper God van die hemel en die aarde, hoe kan hy iemand stuur? Hoe kan hy uit homself genereer en na hierdie aarde toe kom in die vorm van 'n mens en sterf aan 'n folterpaal en weer opstaan? En hy's ondergeskik aan Yahweh die almagtige. Hoe kan hy aanbiddingswaardig wees, is die vraag. Want die melaatsheid sal bly as jy dit nie snap nie. Want hy is aanbiddingswaardig. Hy is lofprysingswaardig. Hy is die waaragtige Elohim wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Dis wie hy is. Halleluja. So mense, dis belangrik dat ek en jy sal besef met wie ons te maak het. Ons moet weet wie is Yeshua. Gaan lees wat is oor hom geprofeteer. Ek bedoel, hy sê self, hy sê vir die 2 manne wat wegstap van Jerusalem na Emmaus, hy sê vir hulle ouens, julle praat eintlik oor my, want Moses het oor my geskryf, die profete het oor my geprofeteer, en dis hoekom hy sê, ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, hy het na hulle verwys, voor Abraham was ek, wie die hemel en die aarde geskape, Efesiërs 3 vers 9, Yeshua HaMashiach, wie het aan Moses verskyn, op die berg, Yeshua, wie die ketubah gegee, Yeshua, want hy's Elohim in die vlees. Hy was voor tyd, hy's buite tyd, hy's in tyd. Hy was by die skepping. In die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord was Elohim. Kolossense hoofstuk 1. Hy's die beeld van die onsigbare Elohim en alles is deur hom en vir hom en tot hom geskape, alles. 1 Johannes hoofstuk 5 vers 20. Hy is die waaragtige Elohim en ons redder. Dis wie hy is. Hoe dit ook al sê, Miriam, Moses se sussie, het geskinder, geestelike melaatsheid, die tong, geestelike melaatsheid, sy het geskinder oor Moses se vrou, sy het vergelykend oorgekom, pas op vir vergelykende oorkom, met ander woorde, vader kom en hy sê, Miriam, kom jy in Aaron hier, wat praat julle van my knegt Moses? Ek praat met julle 2 deur drome en visioene, maar met my knegt Moses, praat ek mond tot mond. En die resultaat, melaats. Melaats wat binne-in is, het uitgevloei uit Miriam uit. Dit wat in haar hart was, in haar boesem was, het uitgevloei na buite. Wat was die resultaat? Buite die kamp. Kan jy sien, dat die God wat ek en jy dien, is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Dieselfde Miriam het Moses in 'n bissiemaatjie in die rivier gaan sit. Dieselfde Miriam het gesing toe hulle uit die skelfsee uitbeweeg het. Toe sê sy, kom alle volke, kom klap met die hande. Dieselfde Miriam is nou buitekant die kamp, as gevolg van melaatsheid. Wat binne-in is onsigbaar, gaan uitkom, Tasria. Pas op, waarmee is jy besig? 2 Kronieke 26, Hosea, die koning, hy's 'n koning, suksesvolle koning, doen dit wat reg is in die oë van Yahweh, ons die Almagtige. Hy regeer hierdie volk, man, hy's briljant in vers 16 van 2 Kronieke 26 vers 16, kom hoogmoed in sy hart. Presies wat met Lucifer gebeur het.
in Jesaja hoofstuk 14, presies hoogmoed kom in sy hart en dit veroorsaak melaatsheid. Dit slaan op sy voorkop uit, want hy het die Almagtige uitgedaag in terme van die priesterlike protokol. Die priester sê vir hom, o koning, jy kan nie inkom. Daar is ons plek, jy kan nie inkom nie, dis nie die plek vir die koning daai nie, en hy daag die priesterlike protokol uit, 'n instruksie van Jahwe die Almagtige. En wat gebeur? Dadelik slaan melaatsheid op sy voorkop uit. Ek wonder, as ek en jy môreoggend opstaan, en dit waaraan ons dink, slaan op ons voorkoppe uit. Ek wonder hoeveel huwelike gaan hou. Ek wonder hoeveel mense gaan ten gronde, wanneer dit wat ons dink op ons voorkoppe uitslaan, want dis tasria, dis wat gaan gebeur. En melaatsheid slaan op hierdie man se voorkop uit, tot sy dood het hy melaats gehad. Hy was buitekant die kamp. Koning wat vir jare regeer het, pragtig. Hy het dit gedoen wat reg was in die oë van Ja. En die oomblik toe daar hoogmoed inkom, toe hy sy hand in sy boesem insteek, en dit kom uit en hoogmoed wys, slaan sy voorkop uit, word hy verban buite die kamp. Wie het hom uitgejaag? Die priesters. Dis die priesterlike protokol. Hy het buitekant gebly, tot sy dood, vanweë geestelike melaatsheid. Pas op vir sielswonde. Pas op, dat jy vir ander mense skuld gee, oor jou eie dysfunksionaliteit. Die oorsprong lê by jou. Tasria is nie 'n siektestoestand nie. Dis 'n sielsdysfunksionele aspek. En ek en jy moet daarna kyk. Jy kan nie van ander mense sleg praat nie. Want daai persoon wat jy daar sien en wat jy van skinder en wat jy van sleg praat, is ook die kroonskepping van Jahwe die Almagtige. Daai persoon is ook die tempel van die Heilige Gees. En die priesters het Hosea aangespreek, want dit was die doel gewees. My doel as leraar, as herder van 'n gemeente van Menorah Tabernakel. Ek moet vermaan. Ek moet sê nee, oukies, dit gaan nie werk nie. Ek moet die rigtingaanwyser gee. Dit beteken ek moet 'n verhouding hê. Ek kan nie bekostig om te vermaan en tereg te wys as my eie lewe nie in lyn is met Vader nie. En ek moet my verantwoordelikheid opneem. Ek moet seker maak ek wandel in heiligmaking. Ek moet seker maak ek wandel in my erfenis. Is dit maklik? Nee. Dis nie altyd maklik nie. Dis soms moeilik, want partykeer wil ek wil iemand tune, man. Ek wil vir hom sê, maar nou moet ek mooi praat. Baie belangrik. Ek en jy moet vandag die ou mens afskei. Mense, lees gesaam met my Efesiërs hoofstuk 4, vers 29 tot 32. Ek lees in die 83 vertaling. Hoor gou mooi. Wat binnekant is, kom uit. Tasria, hoor mooi. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en wat opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van Elohim bedroef nie, want hy het julle as eiendom van Elohim beseël met die oog op die verlossingsdag. Dit wat Yeshua vir ons kom doen het. Vers 31. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek, moenie skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos Elohim julle in Yeshua Messia die gesalfde vergewe het. In die boek van Markus sê hy, en wanneer julle dit nie wil doen nie, moet julle nie verwag, ek as julle hemelse Vader sal dit ook nie doen nie. Yeshua, die volmaakte, die absolute geheiligde, die een wat rein is in elke aspek. In die boek van Matteus hoofstuk 8, raak Yeshua 'n man aan wat melaats was, en daai man word gereinig. Yeshua is die priester, inteendeel hy is die hoëpriester. En toe hy daai man aanraak, moes hy eintlik vir 7 dae onrein gewees het. So Yeshua moes eintlik onrein gewees het, maar hy was nie, want hy's volmaak. Mense hoor gou wat sê die Torah. Wat beteken die Torah? Torah beteken lewensinstruksies. As 'n onreine aangeraak word die persoon wat aangeraak het ook onrein. Yeshua het nie onrein geword nie. Maar ek en jy is nie Yeshua nie. Ons is wel sy skepping en ons is sy studentvolgers. So wees uiters versigtig. Wees baie versigtig
met wie jy deel, wie jy aanraak, met wie jy tyd spandeer, met wie jy omgaan. Wees baie versigtig, want dit kan jou onrein maak. En die oomblik wanneer jy onrein word, mense gaan dit, die onsigbare, die onsigbare saad, wat jy inneem vanweë dit waarmee jy besig is, gaan later uitkom op jou vel. Tasria. Wees baie versigtig. Ek bedoel, die boek van Psalms is baie duidelik in Psalm 1. Moenie sit in die kring van die spotters en raad hou met die goddeloses nie. Mense weerstaan hulle. Skud jy van hulle af. Kom onder hulle uit. Lig en donker werk nie. Rein en onrein gesamentlik werk nie. Daar's geen gemeenskap met die duiwel en geen gemeenskap met Elohim nie. Verwyder jou. Kom uit onder hulle uit, my volk. Openbaring 18 vers 4. My volk, verlaat Babylon. Kom uit. Want jy gaan ook, wanneer jy omgaan, gaan jy onrein word. Neem kennis wat dit met Eva gebeur. Sy het dit gedoen. In Genesis hoofstuk 3, vers 2 en 3. En die vrou antwoord die slang, van al die vrugte van die bome van die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het Elohim gesê, julle mag daarvan nie eet nie. En as julle dit aanraak, of aanroer, sal julle sterwe. Pas op met wie jy omgaan. Sonde en ongeregtigheid bring skeiding van Elohim. Alhoewel Yeshua Messia die gesalfde die prys betaal het, kan ons weer in die proses, kan ons weer 'n skeidsmuur opbou en mense en ek en jy moet versigtig wees. Wees uiters versigtig, want jy moet verstaan, daar kan nie ooreenkomste wees in hierdie tabernakel, hierdie tempel en met die tempel van die duiwel nie. Dat kan nie. Jy moet vandag besluit, want dit gaan melaatsheid veroorsaak. Kom ek lees dit vir jou. In die boek van 2 Korintiërs, hoofstuk 6, vers 16 tot 17. Of watter ooreenkoms het die tempel van Elohim met afgoderry? Kom aan, help my. Want julle is die tempel van die lewende Elohim. En soos Elohim gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. En ek sal hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit beteken ek het 'n verantwoordelikheid, vers 17. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek Elohim, nie frikkie nie, Elohim, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Kry klaar met daai dysfunksionaliteit van mense wat slegte saad kom saai hier. Belangrik, skei jou af, sonder jou af van daai mense wat ek nou vir jou sê, is lewensbelangrik, want jy kan uitgesluit word. Jy kan uitgeskei word en nooit weer terugkom nie. Die skeidslyn is baie duidelik. Openbaring 22 vers 14 en 15. Mense, pas op. Mense wat ek nou vir jou sê, is baie belangrik. Neem kennis. Die wit hare in terme van melaatsheid, nê? Ek praat nou nie van melaatsheid op die vel nie, ek bewyse van simboliek, verduidelik ek dit net so. Die wit hare en die wit kolle wat natuurlik melaatsheid openbaar, dis die manifestasie van melaatsheid, is die wit kolle en die wit hare. Op my bruin vel kom dan 'n witheid uit, en dan sê die priester, jy's melaats, dan gaan jy. So wanneer die plek wit word, dit lyk rein, maar eintlik is dit dooie weefsel. Hoor nou baie mooi. Nie alles wat heilig lyk, lewe nie. Wees baie versigtig. En nou wil ek jou waarsku. Dis my plig om jou te waarsku. Ek is die herder van Menorah Tabernakel. Die priester word ingeroep om melaatsheid te identifiseer en dan bepaal hy jy's of in of jy's uit. En dis wat ek vandag kom doen in terme van hierdie Torah porsie. Hier kom my waarskuwing. Godsdiens sonder lewe is maar basies 'n gedaante van godsaligheid. Pas op vir dit. Pas op met wie jy meng. Pas op dat ek en jy dalk nie die regte klanke maak nie. Ek moet dalk miskien vir ander mense sê, pas op om met ons te meng. Pas op dat jy nie betrokke raak met ons nie, want ons het ook geestelike melaatsheid. Ons het ook 'n vorm godsdiens. Ons het ook verskeie agendas in ons mondering. In 2 Timoteus 3 vers 5 kom beamoed dit. Hy sê ouens, pas op vir die gedaante van godsaligheid, want daar is nie waarheid nie.
dan gaan julle buite in die kamp. Die skeiding van sy teenwoordigheid, die verlies aan identiteit, is die resultaat. Twee goed gebeur wat uitspoel, simbolies, hierdie melaatsheid, die skeiding van Jahwe die Almagtige, ons Elohim. Hy skei hom af, en 'n verlies aan identiteit. Halleluja. En weet jy waar was ek en jy gewees? Ek en jy was eintlik veronderstel om buite die stad te wees, vanweë ons sondige natuur, vanweë ons disfunksionele optrede. En Yeshua het vir my en vir jou die prys betaal. Hy was buite die stad, aan 'n folterpaal vasgeslaan, sodat ek en jy vandag die gawe het van die ewige lewe. Hebreërs 13 vers 12. Met ander woorde, hy het ons plek ingeneem. Hy was onrein verklaar, sodat ons rein kan word. In die groot verborgenheid vandag in Tazria, die woord wie hy was en is die saad. En hierdie saad moet binne in my en jou kom lewe. En daar's 'n wagtyd. En die wagtyd is die wandel wat ek en jy met hom het. Met ander woorde, die tyd wat ons spandeer met sy woord, die tyd wat ons spandeer in gebed met hom, die afgesonderde tyd, want ek en jy is apart gestel. So dit wat binne in ons is, die saad wat gesaai word, wat binne in ons is, sal sigbaar word aan die buitekant. Van die onreinheid van die hart moet verander, en dit moet verander na reinheid in die hart. Want ons dra die saad van die Messias, wat vir my en jou die prys betaal het. En die Messias het ons onreinheid op hom gedra, en dis hoekom hy buitekant die stad gekruisig was, aan 'n folterpaal. Ek kom vandag en ek vra vir jou, wat jy dra in die gees, sal sigbaar word in jou lewe. Jy kan dit nie wegsteek nie. Op hierdie pragtige Shabbat, vra ek vandag vir jou na hierdie woord, watter saad is in jou? Wat begin nou uitbreek in jou lewe? Wat begin uitbreek? Wat kom op jou vel? Wat raak sigbaar wie jy eintlik is? In my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is, dat Vader ons sal kom suiwer, van die binnekant af na die buitekant toe. Want wat binne is, hoor vandag vir my, sal sigbaar word aan die buitekant. En ek vertrou die gees van die lewende God, sy ruach, om hierdie woord wat jy vandag gehoor het, dat hierdie woord as rein saad geplant word in jou hart, in jou wese, in jou geesmens. En laat dit toe, asseblief, om geboorte te skenk. Vat jou eie woord, vat hierdie woord, ek gaan hierdie PDF dokument ook vir jou stuur. Dieselfde met die Torah porsie, die ander Torah porsie vandag, 28, gaan ek ook vir jou stuur. Vat die woord en sê, Abba, ek vat hierdie woord en ek kom plant dit vandag as saad in my hart. Dat my hart 'n suiwer hart sal wees. Dit wat Dawid gebid het, nê, in Psalm 51. En soos U Yeshua laat optree en intree het vir ons, om sy identiteit te openbaar wat van die hemel afgekom het, dat U ook vandag ons identiteit sal openbaar in Yeshua Messia, die gesalfde wat vir ons die prys betaal het. En dis vandag my boodskap aan jou. En dis my gebed vir jou. Dis my wens, dis my begeerte vandag vir jou. In die naam van Yeshua HaMashiach. Mense, baie dankie. Dit was my lekker gewees om met jou te gesels. Ek het opgewonde geraak. En ek wil vandag vir jou vra. As jy voor Jahwe die Almagtige moet sit, en hy sê vir jou, steek jou hand, wat so lyk en wat almal sien, en jy steek hom in jou boesem, en jy haal hom uit, wat kom uit? Wat gaan uitkom? Wat gaan aan in jou boesem? Wat gaan hier aan? Wat gaan die binnekant aan? Want dit wat binnekant aangaan, gaan verseker uitkom. Ek vra vandag vir jou om die suiwer woord te plant in jou hart. En ek eer Abba vir hierdie woord. En ek dank hom dat jy ingeskakel gebly het. Ek weet dit was 'n lang woord, maar dis vandag Shabbat. En hierdie is 'n pragtige Torah porsie, wat ons lewens kan kom verryk, aangaande wat hy vir ons kom doen het.
En ek eer hom daarvoor in Yeshua se naam. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord ingang kom vind het in ons harte. Dankie dat hierdie woord vandag kom regsny het. En nou bid ek in die naam van Yeshua Messia die gesalfde, dat hierdie woord ons harte sal penetreer, sodat ons harte sal verander na 'n ek wil hart, en dat ons ek wil hart u sal gehoorsaam, nou en vir altyd. En dat die heilige naam op ons lippe sal wees. Dankie vandag vir hierdie woord, Vader, van Tazria. Sy sal saad voortbring. Dankie dat ons geboorte gaan gee aan 'n heilige lewe. En dat u lieflike naam deur alles verheerlik sal word. En Vader, ek bid vandag vir ons woorde, ons reaksies en ons verhoudings. Ek bid vandag dit wat binne is, wat skoon is en wat rein is, dat dit sal uitkom. Maar ook dit wat onrein is, Vader, dat dit sal uitkom en vir ewig sal uitbly. In die naam van Yeshua. Dat ons u nie net sal dien met lippetaal nie, maar dat ons u sal dien met alles. Want ons is u tabernakel. Ons is u tempel. Dat ons so sal leef om aan u 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer sal wees. Vader, ek dank u vir saad wat nou gaan groei in mense se lewens. Ek dank u vir hierdie saad wat besig is in ons lewens, wat besig was om te sterf, dat daardie saad weer sal opstaan as nuwe saad en sal groei om u naam en u koninkryk te verheerlik. Dit wat stil was binne ons, dat dit sal begin skree. Dit wat verborge was, weer geopenbaar sal word. En dat elke dag iets sal groei in ons, wanneer ons daaglikse brood sal eet in u teenwoordigheid. Vader, dis my gebed, en ek bid dit in die naam van Yeshua, die gesalfde, en my gees roep uit. Halleluja. Prys sy wonderbare naam. Kom ek seën jou, en ons groet mekaar op hierdie pragtige Shabbat. Hemelse Vader, ek kom seën u volk nou, dat die aangesig oor hulle sal skyn, asseblief Abba, en dat u aan elke persoon wat ingeskakel is, die vrede sal gee, wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Vader, ek bid in hierdie oggend dat u aangesig oor hulle sal verhef, en dat u genadig met ons sal wees, geduldig met ons sal wees, asseblief, want nuwe saad is geplant, en ek weet dat hierdie saad sal groei, en 'n magtige oes oplewer ooreenkomstig u woord, Jesegiel 37. Vader, dankie vir die genade wat nou geprojekteer word oor elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter. En dis my gebed in Yeshua se naam. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie, Frik Weideman, tot 'n volgende keer, Shabbat Shalom.